Eskatologie en die Bybel, deel 8H. Ek is professor Hannes Redinghuis van die Eerste Gemeente van Javashua in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. As dit die eerste keer sou jy belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het, ek dink byvoorbeeld aan die Engelse reeks The Two Keys to the Book of Revelations, is 2 al 4 boeke, tesame bykans 800 bladsye, navorsing en inligting wat jy in geen ander boek in die wêreld sal ervaar nie. Sou jy belangstel, kan jy my kontak by ons WhatsApp nommer 0722 367 124, gaan na my webtuiste https://javashua.co.za. As dit dalk die eerste keer is dat jy na die reeks gaan kyk, is verskriklik welkom. Ek gaan na deel 1 begin reg voor, want jy het reeds 'n magdom inligting gemis. Dit is ook belangrik om in te teken op die YouTube kanaal, sodat jy die verskillende kennisgewings van die studies kan ontvang. Het is belangrik dat jy weet, as nuwe kykers, dat ons vereenselwig onsself nie met enige van die volgende groepe nie, enige messiaanse groepe, die Israel Visie groepe, die Hebrew Roots Movement, the Sacred Name Movement, die Ja-beweging, Jehovah's Getuies, Sewendag Adventiste, Rooms-Katholieke Kerk, Protestante kerke. Nou wat is julle prof? Ons is niks, ons is nie 'n kerk nie, ons is nie 'n organisasie nie. Ons is 'n Bybelstudiegroep en ons funksioneer wêreldwyd. Met ander woorde, mense sit in hulle huise en hulle groei geestelik. Ons gebruik oorspronklik die antieke Hebreëse name volgens the restoration of the original Sacred Name Bible, the Rottenham version, die een wat in 1860 deur ene Dr. Joseph Briand Rottenham vertaal was. En volgens die Bybel is die naam Here Jesus in werklikheid Javashua, die naam van God se werklikheid Elohim, die naam van die Here se werklikheid Jaffa, die naam van die Heilige werklikheid die Ruach HaKodesh. Vir ons Javiste wil ek sê, kom ons verdra die mense net in terme van dat ek al hierdie aankondigings moet maak, as dit is dat iemand wat vreemd is dalk tog hierna kyk, sonder om na deel 1 toe te gaan. Nou, ons gaan aan waar ons laasweek gestop het. Die probleem is dat meeste protestante en karismatiese kerke en hul godsdienstige leiers nie weet hoe hulle eie God se naam ontstaan het. Het jy gehoor wat ek nou gesê het? Ek het nie die naam Javashua gebruik of Jaffa nie. Die probleem is dat meeste protestante kerke vandag, al die laaste 600 jaar, en karismatiese kerke en hul godsdienstleiers nie weet hoe hulle God se naam ontstaan het nie. Daarom was dit nooit vir ons geleer nie. Ons was geleer dat ons altyd die pastoor, die predikant en die priester net moes glo en vertrou. Want hulle sou ons nooit vir ons gelieg het nie. Regtig. Dis presies hier waar die Satan die hedendaagse godsdienstige mense vas aan die slaap gevang het. Vandag in 2016, wanneer die godsdienstige leiers mense nie antwoord vir sekere vraagstukke nie, storm hulle na AI, die Artificial Intelligence, dis die internet toe. En dit wat die rekenaar sê, word dan as die enigste waarheid geglo. Nou, ons gaan ook 1 of 2 goedjies van AI gebruik, sodat dit bevestiging is vir dit wat ek gaan sê. Die vraag is, waar kry die rekenaar, dis natuurlik AI, sy inligting vandaan? Wat sê u? Natuurlik by ander mense. Godsdienstige instansies in die Rooms-Katholieke Kerk voorsien die inligting wat by hulle godsdienstige oortuigings pas. En dit is so dat agnostiese en ateïstiese mense invloed het by die inligting wat gevoer word vir AI. En daarom kry ons dat baie van die sienswyses en die argumente wat gevoer word, agnosties is en party geen ateïsties is. Ons gaan ook AI gebruik. In hierdie studie gaan ek juis AI se verwysing gebruik om te bewys hoe hy reeds vir meer as 600 jaar vir eerlike Christenmense gelieg was en hulle hierdie godsdienstige leuns as die waarheid geglo het, vandag nog. Die mens is geneig om eerder die leuen te glo
as die waarheid. Maar, nou die teendeel wil ek bewys ook, is dat ons het groot geword in die kerke. Ek het in 'n Pinksterkerk groot geword. En ons was geleer, die pastoor sal nie lieg nie. Hy is die gesalfde van die Here, soos ons hom geken het. En hy sal nie lieg nie. Regtig? Ons was geleer, jy glo wat die pastoor of die predikant sê, sonder om 'n vraagteken agter dit te sit. Weet jy wat het dit gedoen? Dis die katholieke invloed, Rooms-Katholieke invloed, want niemand mag die priester bevraagteken nie. En die priester in die Rooms-Katholieke kerk is die enigste persoon binne die gemeente wie die woord van God, soos hulle hom noem, mag interpreteer. En daarom het ons dit geleer van ons NG predikante en later die pastore, en wat hulle sê is so, jy glo dit, soveel dat jy bereid sal wees om daarvoor te sterwe. Nou dit het veroorsaak dat baie mense toe deur die lewe gegaan het, sonder om vrae te vra. Waar kom dit vandaan? Hoe dit ontstaan? En dis waar my grootste probleem ontstaan het. Ek was half van 'n rebel gewees, 'n geestelike rebel, van ek baie jonk was. Ek dink dis omdat ek by my pa geleer het, van jongs af, uit die woord uit. En wanneer iemand iets sê, wou ek het gesien het. En maar daai selfde gesindheid is vandag oorgespoel in my Bybelskool. Waar ek vir my studente sê, jy glo nie net enige ding nie. Wanneer iemand vir jou goed sê, laat hulle dit in jou Bybel, nie hulle Bybel nie, in jou Bybel vir jou wys. Hoekom? Want jy kan dit Jehovah se getuie hê wat met sy Bybel staan, en sy Bybel verskil heeltemal van jou Bybel. Want dit is geskryf om hulle godsdienstige dogmatiek te pas, en so baie ander kerke ook. So wat gebeur? Vir eeue het ons in duisternis gelewe. Of kom ek gaan dit in 'n ander manier sê, het ons in onkundige duisternis gelewe. Ons het dit nie geweet nie. Maar die woord sê ook, julle ken ten dele en julle profeteer ten dele, maar eendag sal julle ten volle ken, omdat julle Jahweh ten volle sal ken. En hom sien soos wat hy is. Halleluja. So ek is so bly, ons het nie nodig om te wag tot ons hemel toe gaan nie. Maar in die tyd waarin ons lewe, veral in hierdie 21ste eeu, wat die tyd wat bekend staan as die tyd van die groot leen, dat ons as Jahwiste, wie deel van die universele bruid van Jahweh is, geleer het om Bybelstudie te doen. Nie om in 'n kerk te behoort, 'n organisasie of 'n denominasie nie, maar om ons te vergewis in ons eie Bybelstudie. As hierdie reekse wat ek bedien net een ding kan doen, en dit is om u te neig om u eie Bybelstudie te wil doen ook. Weet jy wat gebeur? Onmiddellik skuif jy van hier af na hier toe in jou geestelike lewe op 'n ander geestelike vlak. Die eskatologie. Jy weet reeds dat ek vroeër verduidelik het dat die eskatologie behels die verlede, die hede en die toekoms. Verlede Daniël, ek hier in die Here, dit wat ek verstaan vorentoe. En dit is die grootste probleem wanneer mense die ontstaan van die naam Jesus wil verduidelik. Wanneer u en ek met mense oor die geopenbaarde naam van Jahweh wil praat, is dit die grootste probleem. Hoekom? Want hulle funksioneer net in die Here. Dit wat die laaste 600 jaar gebeur het. Ja, hulle glo Jahweh het op die water geloop. Hulle glo dat Jesus vir hulle het blinde oë oopgemaak en alles. Maar wanneer jy tot die bonatuurlike geopenbaarde woord kom, dan word hulle verblind soos in onmiddellik. Hoekom? Want soos ek gesê het net nou, die Katolieke het dit reg gekry om die mensdom, die Christendom, want hulle is Christene, die Katolieke. Want hulle het die woord Constantijn, het die woord Christen geskep. En so ek al 100 keer gesê, wanneer jy hoor praat van the Christian Church, is dit die Katolieke. Niks te doen met protestante nie, niks te doen met Jahwiste nie, niemand nie. Dit verwys na die Katolieke.
Dis hulle identifikasie, die ouens wat die kruise om hulle nekke dra. Nou ja, as u nie die eskatologie rondom die naam Jesus vir hulle kan verduidelik nie, is dit onmoontlik om selfs eers te probeer. Want dit is noodsaaklik om die Bybelse en luister wat ek sê, die Bybelse en die geskiedkundige feite reg te verstaan. Want dit vorm die fondasie van die kennis van dit wat ons glo geopenbaarde woord is. Soos altyd gaan ek, Prof. Hannes, vir u al die feite gee en net u gaan besluit wie lieg vir wie. Ek het nie nodig om vir u enige storieetjies te vertel nie. Eskatologie en die geboorte van Jahshua. Nou hier begin ons by 'n baie intense gedeelte van ons studie en u moet notas maak. En dit gaan moontlik wees dat u dalk hierdie video moet 2 of 3 keer kyk om al die inligting reg te kan begryp en te verstaan. Weer wil ek vra, haal jou kerkbril af, sit hom daar een kant neer. Luister wat die woord sê. Nou sê ek weer, moenie my net glo nie. Doen u eie navorsing. Die geboorte, die eskatologie en die geboorte van Jahshua. Nou ek het dan gedag, die eskatologie het net te doen met die eindtyd, boek Openbaring, nee, die eskatologie, dis wat die kerk vermy het. Die katholieke kerk en die protestant ouens is so bang vir die woord eskatologie. En daarom weet 99% van die mense met wie ek praat, as ek sê ek is 'n professor in eskatologie, nou wat is dit? En dieselfde wanneer u verwys na die eskatologie, nou wat is dit? Nee, dit is nie teologie nie, dit is totaal iets anders. Teologie is maar die algemene godsdienstige opleiding wat die predikant en die pastore ontvang. Eskatologie is totaal iets anders. En dit gaan nie net oor die eindtyd nie, soos u gaan ervaar. Waaroor gaan die eskatologie? Die verlede, die hede, die toekoms. En dis juis wat die katholieke kerke en vandagse protestante kerke, pastore en predikante nie wil hê u as 'n gewone, ek wil amper sê kerkganger, Bybelstudent. Hulle wil nie hê jy moet gaan krap in die eskatologie nie. Eerstens weet hulle niks daarvan nie. En tweedens maak dit hulle vrek bang. Hoekom? Want jy weet meer as wat hulle weet. Ek sê altyd, my eerstejaars studente, as hulle klaar die eerste jaar afgestudeer het, dan weet hulle meer as meeste predikante wat 7 jaar op die universiteit gesit het en pastore wat vir 60, 70 jaar gemeentes gehad het. Van die eskatologie. En weet jy wat? Op die einde van die dag is dit die, ek wil die Engelse terme gebruik, die backbone, die ruggraat van ons hele godsdienstige opset in ons lewens. As ek en u nie weet waar kom ons vandaan nie, as ons nie weet dat ons voortrekkers, voorouers kom uit Europa uit nie, en miskien Hollanders of Duitsers of Franse of wie ook al. As ons nie ons geskiedenis geken het nie, dan, en dis hoekom ons geskiedenis gehad het, toe ons kinders was op skool, ek was baie lief vir geskiedenis, die voortrekkers en al die goed wat met dit gepaard gegaan het. Verstaan wat ek sê? Ons hele lewe bestaan uit geskiedenis uit. En ook ons as geredde mense. Ons hele bestaan uit geskiedenis uit. En dit is die eskatologie. En dit is wat die duiwel veroorsaak uit die Satan, dat blindheid mense weghou van die ewige lewe af. En my doel is net om daai blindheid vir die oop te skuif, die gordyn oop te skuif, dat u self binne kan kyk. Wat gaan agter die gordyn aan? U kan dit self bepaal. Eskatologie en die geboorte van Jahshua. Die geboorte van Jahshua was dan so, nou ek gaan nou lees hierso vir u, dat u dit kan hoor, is Matteus 1 vers 13 en aan, van daaraf kan jy kyk na die vers 21 en, nou hy is hier by Matteus 1 vers 18, hy sê, en die geboorte van Jahshua was dan so. Nou hoekom sê ek van Jahshua, Jesus Christus? Wel, dit kon nie Jesus Christus wees nie. Want by die tyd weet u, dat die letter J het nie bestaan.
2020 jaar gelede. En ook nie tot en met die 16de eeu nie. 1524 is die letter J eers geskep. So sy naam was iets anderster. En dis wat die katholieke kerk nie wil gehad het, en die Satan ons moes wees die res van ons lewe nie. Hoe jammerlik, dat geslagte goeie Christenmense gesterf het, sonder, wat praat my pa, hulle almal, my moeder hulle, sonder dat hulle ooit die werklike name gehoor het. Veroorsaak dit dat hulle hel toe gaan? Dis die ander vraag wat gereeld gevra word. Prof, so jy sê net julle wat in Yahshua glo gaan hemel toe. Nee. Die ou wat aan die kruis gehang het, aan die regterkant, hy ontvang die ewige lewe, sonder dat hy geonderdompel of gedoop is, in die naam van Yahshua. En Yahshua sê vir hom, vandag hierna sal jy saam met my in die paradys wees. So hy gaan derde hemel toe, die paradys in die derde hemel. Hy gaan derde hemel toe. Maar hy kan nooit bruidskamer toe gaan nie. Hoekom nie? Want hy het nooit 'n bruilofskleed aangetrek nie. Galate 3:26-29, gaan lees dit vir jouself. Die geboorte van Yahshua was dan so. Teenoor sy moeder Miriam, nie Maria nie. By die tyd weet jy dat Maria is 'n Griekse naam. Sy was 'n Romeinse meisie. Sy was 'n Hebreëse meisie. Haar naam was Miriam. Dit staan selfs in die Koran. Islam, die moslimse Bybel so geskryf. Pateties laat 'n moslim dit vir mense moet sê. Toe sy moeder Miriam verloof was aan Josef, voordat hulle saamgekom het, wat beteken voordat hulle gemeenskap gehad het, saam geslaap het, is sy swanger bevind uit die Ruach HaKodesh. Wat beteken, kyk my vinger, dat die Ruach HaKodesh is ook deel van Jahwe ons Vader. Is dit so? Natuurlik. Ek verduidelik altyd, as Vader Jahwe dan verduidelik word in 'n liggaamlike vorm met die beeldspraak dat Yahshua is die regterarm of die regterhand, dan wat is die Ruach HaKodesh? Hy is die linkerhand. Hy is deel van die selfde liggaam. Josef was 'n regverdige man. Met ander woorde, dit beteken dat Josef het 'n standaard gehad waarvolgens hy geleef het. En Josef, haar verloofde, omdat hy regverdig was en onwillig om haar openbaar te maak, met ander woorde haar maagdelikheid weg te neem, by haar te slaap, gemeenskap te hê met haar, het hom voorgeneem om in die geheim haar te verlaat. Hoekom? Want hy wil nie sy reputasie daarin vasmaak. Hy wat uit die stam van Juda kom, wat vroom en opregte Israeliet was, gaan doen wat die Torah gesê het, hulle mag nie doen nie. Maar terwyl hy dit in die gedagte gehad het, verskyn daar 'n engel van Jahwe. Nie God nie. Want die woord God is eers in die 2de eeu geskep. Tussen 127, wanneer die Rooms-Katolieke Kerk die eerste Septuagint, naamlik die LX skep, en daar verander die woord Jahwe na Kyrios, wat 'n Griekse naam is, en dan in die 6de eeu 'n Latyns verander te Latyns, wat Theos is, wat beteken God. God. Hoekom? Kom afkomstig van die Baalgode, Zeus. Ek dink dit aan Zeus, die Griekse god. Wel, Ra, Amen Ra, die Egiptiese god. Nimrod, Zeus. Dan maak hulle Isis, wat Yahshua vervang. En dan verwys hulle na die Vader as Kyrios, wat beteken God, God, wat eers in die 16de eeu dan, in die 13de eeu dan, Here geword het, of Lord. Hy sê, maar terwyl dit in die gedagte gehad het, verskyn daar 'n engel van Jahwe Almagtig, in 'n droom aan hom, en sê, Josef, seun van Dawid, wees nie bevrees nie, om Miriam jou verloofde by jou te neem. Let sy is verloof. Want wat in haar verwek is uit die Ruach HaKodesh verwek.
Sy, dis Miriam, sal 'n seun baar en jy moet hom Jafashua noem. Nie Jesus nie. Hierdie ouens wat so intellektueel is, wat so geletterd is, wat vir my wil dan vertel, maar prof, dit staan in die 16:11 dat sy naam vers 21 gaan. Kyk by Matteus 1 vers 21. Jy moet hom Jesus noem. You must call his name Jesus. Dit staan in die Bybel. Hulle is te stupid om te besef wie het die 16:11 King James Bybel geskryf. Die Katolieke Kerk. Hulle het net protestantisme gebruik as, en ek wil dit in Engels sê, laat jy verstaan, as 'n smokescreen. Want op daai stadium was die Rooms-Katolieke Kerk op 'n baie swak plek. En toe skep hulle protestantisme. En dan wanneer die 16:11 King James Bybel, die Engelse King James Bybel geskep is, het die Katolieke 'n hand in dit. En sy sal 'n seun baar en jy moet hom Jafashua noem. Hoekom Jafashua? Want om dit te verstaan, die naam Jaffa, die Vader se naam, in die Hebreërs, lees ons van regs na links, Engels-Afrikaans van links na regs. Die naam Jaffa kom uit die 4-letter woord wat genoem word die tetragrammaton. Nou wat beteken die woord tetragrammaton? Dit beteken 4-letter woord. Nou, wanneer ek na die Hebreërs kyk, dan sien ek die Jod teken. Jod, hy, Vaf, hy. A-H-V-H. Die Vaf is 'n V, dis nie 'n W nie. In die antieke Hebreërs het daar nie 'n W bestaan nie. Daar het nie 'n J bestaan nie en daar het nie 'n E bestaan nie. So hy kon nie Jesus genoem word nie. Die engel kon nooit vir Miriam gesê het en vir Josef gesê het, jy moet hom Jafashua noem nie. Nou die Jod, hy, Vaf, hy. Jod, hy, Vaf, hy. Jy kan dit nie uitspreek nie. Dis konsonante, jy kort die klinkers, die 2 A's. Nou jy kan I-H-V-H, kan jy neem in enige ander letter, in die 22 antieke Hebreëse alfabet daarin sit. Jy gaan nie 'n naam kry nie, behalwe die A. As jy insit, Jod, Alef, wat die A is, dis die eerste letter, hy is die eerste, hy is die laaste, hy is die begin, hy is die einde, hy is wat hy is, hy sal wees tot in ewigheid. Jod, Alef, die A, Jod, Alef, hy, Vaf, Alef, hy, 6 letters. Dis in Hebreërs. Van links na regs, I-A-H-V-A-H, Jaffa. Ek kan hom in 2 lettergrepe skryf, I-A-H, en ek wil net sê, als hoofletters. I-A-H, en dan kan ek 'n koppelteken gebruik as ek wil, net om te verduidelik. V-A-H, nie W nie, V-A-H. Jy sien in die later jare was daar in die moderne Hebreëus, was die letter W ingebring, ook daar in die 16de eeu, om die naam Jahwe te kan skep. Daar was nooit so 'n naam soos Jahwe nie. Ek vra altyd vir die ouens, wat se naam is Jahwe? Hebreërs of Grieks? Nee, dit is Hebreërs se naam. Dit is nie Hebreërs se naam nie. Dit is 'n Griekse naam, wat eers in die 16de eeu geskep was. Soos wat die naam Jesus nooit 'n Hebreëse naam was nie. Dit is 'n Griekse naam. Hoe sal die engel vir Josef wie 'n Hebreërs is, uit die stam van Juda, die leeuwstam, waaruit die aardse bloedlyn van Jafashua sou voortkom,
alhoewel hy nie sy bloed is totaal al uit Jaffa uit, maar sy vader en sy moeder se bloedlyn, Josef, Miriam. Hoe sal die engel vir Josef 'n Griekse naam gee, om vir sy seun te gee? Jy sien, dis die goed wat ons nooit gevra het nie. En toe hom Thys vir die eerste keer met my praat, oor die naam van Jafashua, die naam van Jaffa die Vader, en die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees, Elohim en Hashim, wat beteken God, voorwerp van aanbidding. Toe sê ek vir hom, oom, jy het jou pastousies gesnyf. Jy sit in die son, jy kry sonstraal, jou maat jy op jou kop laat val toe jy klein was. Ek was baie lelik, ek weet, maar dis hoe dit was. Vandag is ek jammer oor dit, maar weet jy wat? Is omdat ek die skrif geken het, en die skrif het gesê, glo nie elke gees nie. Die skrif het gesê, al sal 'n engel uit die hemel uitkom met 'n ander evangelie, in stryd met dit wat julle glo, laat hom 'n vervloeking wees. Ekskuus. Ek het daai skrifte toegepas. Toets elke gees en kyk of hulle van God is, want ek het aan God geglo. Ek wou niks van Jafashua in die rook wees nie. Ek het onmiddellik 'n weerstand opgebou en 'n opstandigheid in my gees gehad. Ek kon net nie glo dat God die Vader, en ek praat nou soos wat ek geglo het en geleer was, God die Vader, my eie pa niks sou gebruik het om my te leer in die woord en te skool in die woord. En dat God die Vader my deur 60 jaar van my lewe gebring het. Om dan skielik te besef, na 60 jaar, skuis tog, na 60 jaar, dat ek nie my God en my Verlosser en die Heilige Gees se name geken het nie, dat ek nou skielik Hebreërs moet word. Nee, ek word nie Hebreërs nie. Ek gebruik net die Hebreëse name. Ek hoor die ouens praat baie hiervan op die internet. Moet ons almal nou vandag Hebreërs raak om gered te word? Nee, jy moet nie Hebreërs raak nie. Jy moet nooit Hebreërs raak nie. Want as jy Hebreërs wil raak, moet jy die 613 wette van Moses hou. En Jafashua het ons juis kom vrymaak van dit, deur sy eie lewe op die kruishout te gee. Hy sê hy het die 613 wette, Hebreërs 7 vers 18, tot niet gemaak, weens die swakheid en die nutteloosheid daarvan. Maar weet jy wat? Op daai stadium in my onkunde het ek niks van dit geweet nie. Ek kon net nie glo dat God wat ek gedien het vir 60 jaar van my lewe, nou skielik 'n ander naam gehad het nie. Jesus Christus, wie in my lewe as 'n jong pastoor bonatuurlike wonderwerke laat plaasvind het, in genesingsdienste, was dit 'n klug, was dit? Nee. Weet jy, dit het fisies gebeur. Daai genesings wat plaasgevind het, moes die Vader laat gebeur. Weet jy hoekom? Want ek het sy naam aangeroep as Jesus. Ek het hom nie Islam genoem nie. Ek het hom nie Mohammed of Allah genoem nie. Ek het hom nie Boeddha of Vishnu genoem nie. Vir my was dit Jesus. Soos dit dalk vandag vir u Jesus is. En u sê ook, vervloek hierdie professor. Dis reg. Ek was daar gewees. Maar moenie dieselfde fout maak as wat ek gemaak het nie. Terwyl ons hom Thys se Bybel gekry het, hy het sy Bybel my gestuur, die Restoration of the Original Sacred Name Bible. Ja, ons was verkeerdelik vertel gewees deur hom Thys, dat dit bestaan het uit 'n 10 letter Hebreëse alfabet. Ek was nie 'n Hebreëse fundie nie, ek was nie 'n Griekse fundie nie, ek is 'n eskatoloog. So ek het my meer toegespits op die eskatologie as op die tale. Waar ander mense vandag hulle toespits op die tale.
Maar die oomblik toe dit gebeur en ek my tekortkominge besef rondom die Hebreërs en die Grieks, het ek onmiddellik begin navorsing doen. Daar's een ding wat ek weet. Ek weet hoe om navorsing te doen. Nie net internetnavorsing nie, boeknavorsing. En soos wat ek besig was om my navorsing te doen, het ek agtergekom dat van die grootste leuns was aan ons as Christene en protestante van die 16de eeu voorgehou as die waarheid, terwyl dit Rooms-Katolieke leuns was. Ons het nie geweet dat hulle het reeds in die tweede eeu, na Jafashua, tussen 100 en 127, ons het nie geweet dat hulle die bo-natuurlike geopenbaarde name, die antieke Torah Hebreëse name, wegvertaal het nie. Ons het dit nie geweet nie. Ons het gedink, omdat ons het geleer was, dat sy naam is Jesus, en die Vader is God en Here, en die Ruach HaKodesh is die Heilige Gees. En dit was nie verkeerd nie. Ons het dit geglo met al ons harte, en met ons siel en ons verstand, ons gedagtes, nie ons hart nie. Maar weet jy wat? Ons moet net besef dat ons kan kies. Die Bybel kies van dit, gee ons 'n keuse. Ons het 'n keuse of ek in die totale lig kennis wil wandel, en of ek gedeeltelik in die kennis wil wandel, en of ek totaal in die duisternis wil wees. Bedoeling, kom ons stap deur hierdie kursus soos wat ons gaan nou. Moenie weghardloop nie. Al klink dit of ek totaal mal is, stap net saam met my deur dit en ervaar wat se bo-natuurlike waarheid van ons al weggehou was. Nou die tyd het ons klaar gevang. Tot volgende week as Vader wil, gaan doen jou eie navorsing. Gaan doen jou eie navorsing. Maak jou notas. En as Vader lewe en gesondheid spaar, volgende week, Maranatha. Jafashua kom weer. Halleluja.